die doper, ekskuus tog, in daardie tyd het Johannes die doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan probeer weer, nog een. Hierdie Johannes, goed, hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaan laat doop, vers 6. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet nie julle verbeel dat julle by julle self kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die by lê klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het. Dit was net 'n bekeringsdoop. Maar hy wat na my kom is my meerdere. En ek is nie eens werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. En dis ons teksversie, vers 11. Hierdie woorde, hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. En ons sê vanmôre, hy is die een wat met die Heilige Gees doop. Hy het sy skop in sy hand en hy sal sy dorpsvloer deur en deur skoon maak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. Tot sover. Mag die Here vir ons seën vanmôre hier rondom sy woord en die waarheid van sy woord laat verstaan en dat ons sal leer. Ek dink dis 'n besonderse gedeelte hierdie oor Jesus wat die een is wat doop met die Heilige Gees. En dit sluit aan nou by wat ons gesien het vanmôre ook in die doop van hierdie twee dogtertjies. En Johannes kom en dan sê hy, ek doop julle wel met water, dis net 'n teken van julle bekering, maar na my kom die een wat julle doop met die Heilige Gees. En onmiddellik moet ons sê, die doop met die Heilige Gees is mos nou nie iets tasbaar, soos met waterdruppeltjies, wat ook al gebeur nie. Dis 'n totale gebeurtenis, wat met jou hele lewe gebeur. Christus doop jou met die Gees. Wat beteken dit? Hy sê, ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom, Christus, sal julle met die Heilige Gees doop. En dit beteken letterlik, dat Jesus die een is wat vir ons die Heilige Gees gee, wat in ons harte kom woon, wat ons lewens kom oorneem, wat in ons woon, en wat besit van ons neem, en wat ons lewe oorneem, en wat ons lewe beheer. En dadelik moet ek sê, dit is 'n eenmalige gebeurtenis. Die Heilige Gees kom nie oor en oor na 'n mens toe nie. As mens die Heilige Gees in jou lewe ingekry het, dan is hy daar, dis 'n eenmalige, net soos die doop nooit herhalende gebeure was nie. Jy's eenmaal gedoop en dan is dit klaar. As jou lewe later verander, dan is dit 'n bevestiging dat jy gedoop is. Jy word nie elke keer weer gedoop nie. Die Heilige Gees kom eenmaal in 'n mens se lewe in, en dan bly hy daar, hy gaan nie weg nie. As hy sou weggaan uit jou lewe, sou jou lewe totaal geheel en al in mekaar val en totaal verander. Jy besit die Heilige Gees net later meer en meer in volheid. Daarom moet ek dadelik miskien sê, wat beteken dit nie? Wat beteken dit nie as mens die Heilige Gees ontvang, as jy gedoop is met die Heilige Gees nie? En dit is so belangrik dat 'n mens ietsie daarvan moet verstaan. Want sien in die Bybel lees ons baie keer dat daar gepraat word van, laat die Gees julle vervul, Handelinge 4 vers 8, Handelinge 31, Handelinge 7, Handelinge 9, Handelinge 13 vers 9, Efesiërs 5 vers 18, klopverse dat sê, laat die Gees julle vervul. Ons lees ook 'n paar plekke in die Bybel waar daar staan, dat die Heilige Gees, hulle vol was van die Heilige Gees. En dan kry ons die indruk asof
Die Heilige Gees, maklik as jy dit eerste keer so lees, na mense toe kom en weer weg, en 'n ander dag toe het hy die Heilige Gees, toe doen hy dit. Broers en susters, dis baie belangrik dat ons verstaan. Die Heilige Gees, as hy eenmaal na jou toe kom, het jy hom. Hy is nie 'n soort mag nie. Die Heilige Gees is iemand. En as ek iemand ken, dan ken ek hom. As iemand deel is van my lewe, soos Elspie deel is van my lewe, dan is hy deel van my lewe. Party dae mag dit in hierdie verhouding beter gaan as ander dae. Maar dit is nie asof sy is deel van my lewe en toe sy nou nie meer deel van my lewe, nou sy weer deel van my lewe. Party keer gaan dit in die verhouding net beter en slegter. Maar ek het haar altyd, sy is 'n persoon. Sy is my vrou, ek en sy is deel van mekaar, ons is een. Die Heilige Gees is so 'n persoon. Dis nie 'n mag of krag waarvan jy bietjie meer kry of bietjie minder kry en weer moet kry en weer moet kry nie. Dis so belangrik. En daarom die tweede ding is, die Heilige Gees kan nie van jou af wegtrek en intrek nie. Ons moet dit oor en oor sê. As hy intrek in jou lewe geneem het, Efesiërs 2 vers 20 tot 22 sê dit vir ons mooi, dan woon hy permanent binne in jou. Klaar. Dis belangrik. Die derde ding is, jy kan nie vir Jesus Christus ontvang en sê die Here is my verlosser en dan later in my lewe, maar ek moet nou nog die Heilige Gees bykry nie. Ons hoor dit nogal baie keer by mense, dat hulle praat van 'n second blessing, asof, dis alright, julle ken nou al die Here, en jy's nou al lief vir Jesus, en jy's nou al 'n kind van die Here, maar jy moet nog net die Heilige Gees bykry. Dis nonsens. Dis mos een God. Jy kan God nie skei nie. Ek kan nie 'n deel van God kry nie. En Christus is juis die een wat die Heilige Gees vir my gee. Hy is die een, toe opgevaar het, sê ek sal vir julle die Gees stuur. En hy sê dit so mooi in die skrif ook vir ons, en niemand kan vir hom waarlik sê, Here, Here, as dit nie deur die Heilige Gees is nie. So die Gees en Christus werk saam, en dis verskriklik belangrik. 'n derde ietsie wat ons miskien moet sê is, hoe werk dan hierdie beheer deur die Heilige Gees? Want ek wil vir julle 'n paar versies lees en dan luister julle net. Handelinge 4 vers 8. Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê. Handelinge 4 vers 31. Nadat hulle gebid het, die plek waar hulle bymekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Handelinge 7 vers 55. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk toe hom daar by die skaappoort stenig na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Handelinge 9 en Handelinge 13. Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk. Ek dink mense lees dit en dan dink hulle, ja, maar baie keer het Stefanus nou nie die Heilige Gees gehad nie, maar dan kry hy hom weer. Dis nie waar nie. Natuurlik kan die Heilige Gees, as hy in my lewe is, dis mos 'n lewende verhouding. En net soos jy en jou vrou baie keer julle verhouding anders is as ander kere, en meer intiem is en hegter is, en julle meer lief is in mekaar, of meer liefde beleef as ander kere, net so jou verhouding met die Heilige Gees. En by geleentheid kan die Heilige Gees vir daai oomblik kom en so in jou lewe werk, en jou lewe so vol maak met sy teenwoordigheid, dat jy hierdie dinge kan doen en dat jy kan sê. En wanneer Stefanus, wat lank al 'n kind van die Here is, en vir die Here gewerk het, en vir die Here getuig het, hy sou dit mos nie kon doen as die Heilige Gees in hom is nie. Daai dag by die skaappoort staan en hulle sê vir hom, jy kan dit nie doen nie, en hulle begin hom met klippe doodgooi. Dan kom die Heilige Gees, en hy werk so in Stefanus, dat Stefanus staan daar vol van die Heilige Gees, opkyk en vir Jesus sien, en so sterf hy. En wanneer Paulus moeilike dinge moet doen, dan werk die Heilige Gees om, en vol van die Heilige Gees sê hy dit. En dis belangrik. Daarom staan daar in Efesiërs 5 vers 18 was ook so mooi die beeld. Julle moet julle nie aan drank oorgee nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Want soos wat jy drink, en die drank nou oorvat, en die drank maak jou nou dronk, en jy doen snaakse goed, sê nee, inteendeel, laat die Gees julle vervul, julle volmaak, en sing psalms, lofgesang en ander geestelike liedere tot eer van God. En daarom kan dit so wees, dat die Heilige Gees by sekere geleenthede so intiem in jou hart werk, en so intens, dat hy vir jou optel om te kan getuig, om te kan doen, om te kan sê wat hy wil hê.
Kan ek 'n mooi beeld gebruik, wat ek dink werk, oor die Heilige Gees? In die week kom kuier daar mense by ons, predikante wat ek mee 'n vergadering het. Maar hulle kuier mos nou net hier. En op stadium nou sê die een van my, kan ek die badkamer gebruik? En nou sê ek ja, nou sê ek af in die gang, tweede deur links. Hy's 'n kuiergas in die huis. So hy moet vra, en hy loop na hierdie kamer toe. En hy kom terug, en hy's in die sitkamer, en hy stap uit. Maar ons bly in die huis. Ons hoef nie te vra nie. Ek hoef nie vir Elsbie te vra, mag ek na daai kamer of daai kamer toe loop nie? Dis ons huis. Ek kan in enige kamer inloop en rondloop net waar ek wil. Dis die verskil tussen inwoon en kuier. As ek by julle kom kuier ook, dan loop ek nie sommer deur jou huis in elke vertrek in nie, want ek is 'n kuiergas. En jy laat my hier sit of daar sit. Maar jy wat daar woon, jy's oral. En ek dink dis die verskil. Wanneer die Heilige Gees in jou lewe kom, dan moet jy al die kamers van jou lewe vir hom oopmaak. En dit kan wel gebeur, dat die Heilige Gees al in jou lewe werk. En jy is 'n kind van die Here, maar daar's kamers van jou lewe wat nog toe is. Daar's kamers van jou lewe waarvan hy nog nie die sleutel het nie. Miskien daai kamer waar jy besigheid doen. Miskien daai kamer waar jy en jou vriende kuier op 'n Saterdag aand. Daar's plekke wat hy nie kom nie. O ja, daai kamer waar jy nou lees en bid, daar kom hy. Maar die Heilige Gees wil nie by jou kom kuier nie. Hy wil 'n inwonende Gees wees. En hy wil jou hele lewe oorneem. En ek dink as jy dit verstaan, dan verstaan jy, ons kan nie meer van die Heilige Gees kry nie. Maar die Heilige Gees moet meer van ons kry. Die Heilige Gees moet meer van ons kry. En ek kan die Heilige Gees nie oor en oor kry nie. As hy my lewe ingekom het, bly hy nou hier. Maar nou dat ons 'n pad loop, en ek en die Here mekaar ken, en die Here my lewe verander, maak ek later my hele lewe vir hom oop. En ek sê, Here, maar u weet tog in elk geval alles. U weet as ek 'n leuen vertel, u weet as ek skeef gepraat het, u weet as ek lelik gedink het oor mense, u weet alles van my lewe af. Maar u weet die mooi en die lelik, die goed en die sleg. Ek gee alles vir u. U is in elke kamer van die lewe van my hart, is u welkom. En toe kom die beeld van 'n hart. Hy wil my hele lewe moet hy beheer. Die naam wat Jesus aan die Heilige Gees gee, is die woordjie parakleet. En as jy die taal ken, dan hoor jy al somme ietsie daarvan. Hy sê, ek sal vir julle die trooster stuur, die leidsman, die een wat by julle kom bly. En parakleet beteken iets soos iemand wat saam met jou is. Wat van dat die oomblik dat jy jou lewe vir Jesus gegee het, loop hy saam met jou. Trouwens, hy loop selfs voor die tyd al saam met hierdie twee dogtertjies. En hy as die parakleet is by hulle. En hy werk op 'n onsigbare, misterieuse, wonderlike wyse al vanmôre in hierdie kinders se harte, dat hulle iets begin glo en sien en aanvaar, en later tot die verstaan daarvan kom. Hierdie parakleet loop saam met jou. Hy 'n ander woord wat hy gebruik vir parakleet is voorspraak. Hy sê julle voorspraak wees. Jy weet, in 'n voorspraak is soos wanneer ek moet hof toe gaan en ek kry vir my advokaat, dan loop hy saam met my daar by die hof en hy sê vir my, luister, jy sê net wat ek vir jou sê om te doen. En jy gaan so praat en jy gaan so praat. En as daar vrae gevra word, sal ek eers met jou praat. Hy is my voorspraak. Hy kan dit beter sê as wat ek dit kan sê. En so is die Heilige Gees. Hy is die een wat bygeroep is deur Jesus om in my hart te kom woon, om my woorde te gee om te sê, om my hart reg te laat voel, om my oor reg te laat luister, om my oor reg te laat kyk. En baie keer vir my te sê, nou is jy verkeerd. Nou begin jy verkeerd praat, nou begin jy verkeerd lewe, draai om. En dan maak ek jy aanpassings. Die klein en groot bekeringkies op die lewenspad, want ek het die parakleet by my. As 'n mens oor die Heilige Gees dink en sy werk, wat doen hy? Wat doen die Heilige Gees in ons lewe regtig? En weet jy, dan wil ek sê, die eerste ietsie wat die Heilige Gees in jou lewe wil doen as jy gedoop is met die Gees is,
En dit beteken as hy beheer geneem het, is, hy wil iets voor die gelowiges doen. En hy doen dit gedurig. En as jy vanmôre in die kerk gesit het, en toe ons sing, en jy het ietsie daarvan beleef, dan wil ek jou sê, dit is dit. As jy 'n liedjie sing en jy dink, dit is wonderlik. As jy vanmôre geloop het, en jy het iets mooi gesien in die natuur, na die reën, en jy het aan die Here gedink, en jy was sommer net bly, Here, jy is fantasties, Here. Jy is goed vir ons. En jy het gedink, dan sit nou hierdie voor die gelowiges. Want jy sien, die Heilige Gees, ek wil amper sê, is soos 'n gordyn ooptrekker. Hy werk op die verhoog van die wêreld. En wanneer Jesus gewys moet word, dan trek hy die gordyn oop. En daarom lees ons in Filippense 3 vers 8, Paulus sê, ek beskou alles as waardeloos, want om Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Alles wat ek wens is om Christus te ken. Hy wys Christus vir jou. Hy is die een wat maak, dis hoekom baie mense kan dit nie raak sien nie. Hulle kan hom nie sien nie, hulle sien hom nooit nêrens raak nie. Hulle gaan net aan met hulle lewe. Ander mense loop op dieselfde plek, en hulle sien die Here se handewerke, en hulle sien die Here in mense. Want hoekom? Die Heilige Gees het al vir hulle die gordyn oopgetrek, en hy wys voor hulle, wys hy vir Christus. Die tweede ietsie wat ek wil sê is, hy doen dit ook in jou. Nie net voor jou nie, maar hy doen dit in jou. In jou werk hy. In 2 Korintiërs 3 vers 18 staan, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Ons word al meer verander om die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. As hy in jou werk, en as jy al 'n bietjie van die Here wys vir die wêreld, dan is dit nou daai. Hy's besig in jou. Hy verander jou om Jesus meer te wys. 1 Johannes 2 vers 6 sê, ons wil lewe soos Jesus. Romeine 8 vers 29 sê, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Net die Heilige Gees wat in my werk, kan my verander, hervorm om so te wees. Die derde stukkie wat ek wil sê is, maar hy doen dit ook deur gelowiges. Voor jou, en dan in jou, hy wys eers vir jou, en dan binne in jou, en dan deur jou. Deur jou begin hy werk, want hy sê in Handelinge 1 vers 8, ons bekende versie in die gemeente, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. So, deur ons kom hy aan die woord. Die Heilige Gees is 'n prediker. Die Heilige Gees is die een, Jesus sê, wat na die wêreld sal kom, en hy sal sê, wat aan my behoort, sal hy sê vir die wêreld, sal hy dit gee vir die wêreld. Hy is die een wat Jesus aan die wêreld wil kom. Hy sê, alles wat aan die Vader behoort, behoort aan my. Daarom het ek gesê, wat hy, die Heilige Gees van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Die Heilige Gees kom vertel dit vir ons. Hy is die prediker van God, wat daai in my doen, sodat dit deur my gaan doen. En hy doen dit, staan daar, natuurlik deur die woord. En daarom iemand wat die Heilige Gees in hom het, vir hom raak hierdie woord dag vir dag meer en meer belangrik. Want die Gees van God werk deur die Bybel. Hy gebruik niets anders nie. Dagboeke enigiets, maar hy gebruik die Bybel. Hy werk deur die woord van God. 2 Petrus 1 vers 21 sê, deur die woord kom die Gees aan die woord. En daarom wil ek afsluit en sê, broers en susters, as jy die Heilige Gees ontvang het, as jy gedoop is, as die Heilige Gees oor jou gekom het, wat soos doop is, met ander woorde soos water wat as ware oor jou kom, hy oor jou gekom het en in jou lewe ingekom het, dan raak jy soos Jesus. Dan dra jy die vrug van Jesus. En interessant nie, dat hy praat in Galasiërs 5 vers 22 en 23, en dan gee hy vir ons al die vrugte wat hy sê, of vrug, hy sê, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. En die wonderlike, as jy dan in die taal kyk, dis nie vrugte nie, dan word dan een woord gebruik, die vrug van die Heilige Gees. Want ek kan nie kies en sê, ek het liefde, maar ek wil nie vreugde nie, ek het vrede, maar ek het nie geduld nie, ek het vriendelikheid, maar ek het nie goedhartigheid nie. As die Heilige Gees in jou lewe, dan wil jy al hierdie vrug dra. Dis die vrug van die Gees. En dit is die dinge wat lyk soos Jesus. Dan begin ek meer en meer lyk
soos Jesus. Wie is die Jesus wat ons volg in lydenstyd? Hy is die een wat vir ons die Gees gestuur het en gesê het, die Heilige Gees, hierdie persoon van God, moet in jou kom woon. Ek gee hom vir jou, dat hy jou hele lewe beheer. Nie partykamers nie, jou hele hart. En dat hy jou voorspraak is, en dat hy voor jou, en in jou, en deur jou werk. En dat hy vir altyd by jou sal wees. As jy vanoggend net dit dink, en as jy vandag net bietjie meer bewus wees, dankie Gees van God, dat hy by my is. Dankie dat hy saam met my is. Dankie dat hy my help praat. Dat hy my help hoor, help dink, help doen. Dan dink ek die Here sy doel bereik. Amen. Dankie Here vir u wonderlike genade. Dankie Gees van God, dat u die een is wat vanmôre elkeen in hierdie kerk wat luister, laat luister. Dat hy vanmôre vir hom wat sê, laat sê. Dat hy vir ons wat dink, die regte dinge laat dink. En dat vir ons, toe ons gesing het, die regte gedagtes oor elke lied gee. Dat u die een is wat nou saam met ons hier by die kerk gaan uitstap, sondagskool toe, huis toe, die week in, vanaand hiernatoe. En dat u die een is wat ons leidsman is, elke oomblik. Dankie vir u teenwoordigheid. Ons loof u Here. Amen.